Goeienaand en baie welkom by Kwela, geborg deur Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 in waarde vir geld supermark. Kuier lekker saam met ons. Sy naam is sinoniem met van ons opspraakwekkendste stories. Hy het selfs sy eie TV-program gehad. Ek praat natuurlik van die omstrede privaatspeler Mike Bolhuis. Vanaand kom gesels hy oor van sy sake en projekte, onder meer 'n boek waar valskermsoldate die geleentheid kry om hulle verhale te vertel. Baie welkom Mike. Hoekom sê ek omstrede? Ek dink dit is al teen die tyd so, is dit nie? Hoekom sê jy is dit so? Ek's maar 'n interveerder. Ek dink dis die rede. En as jy interveer en sê wat jy meen en meen wat jy sê, dan gaan jy voorkom as omstrede. Ja. Maar ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek was nou al by Mike aan huis gewees, ek het Hannes aan huis destyds, 'n hele paar jaar terug gedoen. Maar is daar baie mense wat nie van jou hou nie? Ek sou nie meer so sê nie, miskien vroeër. Maar deur die jare wat hulle ons leer ken het, my leer ken het, en dit wat ons doen, het dit verander hoor. So ek dink daar's 'n klein bietjie oor. En jy's nie bang wat mense van jou sê en hoe hulle oor jou voel nie. Jy sê ding sy is. Ja, is hy. En as dit skinder en praat is, dan skuif ek dit een kant. Okay, dan los jy dit. Ja, ek reageer nie op onnoosele en onprofessionele en stupid stellings nie. Ja. Ek wonder altyd, ons gaan natuurlik oor die werk praat, en sê goed, maar ek wonder altyd, want jy lyk vir my 'n ernstige man. Ek is. Wat is vir jou snaaks? daar kry ek iets reg wat min mense nog reg gekry het. Daar glimlag Mike. Weet wat ek kan eintlik, weet wat geniet ek? Hierdie goed wat so op WhatsApp deurkom van die ou wat die Engels so verduidelik. Dan sê hy nou, dit beteken dit en so, dan gee hy die woorde en hy gee die spellings. En dan daai Russiese girl wat die make-up doen en dan daai tipe van goedjies is vir my snaaks. Ek geniet dit nogal. Ek moet vir jou sê ek lag daarvoor. Maar ek op 'n meer ernstige noot. Jy's met soveel sake betrokke. Daar's 'n paar wat ek graag wil uitlig wat almal by die huis ook ken. Die Piet en Mel Viljoen. Ons doen die ondersoek, ons is die projek en ons werk baie nou saam met die polisie en nou ook die valke en obviously nou met Interpol. En die bottom line is ons gaan hulle terugbring. Hulle gaan gearresteer word en hulle gaan pa staan vir al die misdade wat hulle gepleeg het. Want ek het nou 'n paar van die goed gesien wat hulle in Amerika, wat hulle wys, en ek het al by hom ook Hannes aan huis gaan doen. Wat het daar gebeur? Wat is aan die gang? Is wanvoorstelling, bedrog, diefstal. So franchises verkoop, 'n industriegebied vir die publiek in Suid-Afrika, miskien 1 of 2 van hulle deurgedruk as voorbeelde, maar op die einde van die dag het hulle die mense genak en scam, blaatant, besteel. Want daar was al 'n klomp hofsaake gewees, hoekom het daar toe nie iets gebeur nie? Kyk, Piet is 'n superboef, hy's slim. Hy's 'n rampokker, so dis nie sommer enige ou wat hom kan vasvat nie. En hy kan ook intimideer. En hy's nogal wild met die vroumense ook. Hy's maar 'n narcissus ook. So hy tick all the boxes of a real criminal. Maar die feit dat hy 'n prokureur was, hy het dit gebruik en misbruik sy kennis, weet om die howe en die regstelsels in Suid-Afrika te omseil. En onthou, hierdie land is 'n maklike land om misdaad te pleeg, want jy kan daarmee wegkom. Maar Mike, as jy nou nie skrikkerig, jy sê nou jy's vir niks bang nie, maar om nou hierdie goed te sê, kan hy jou nou nie dagvaar of hy moet my uitlos? Hy kom. Ja. Ek sal vir hom bliksem as hy aan jou vat. Dankie Mike. That's for sure. Nee, hoe kan ons bang wees vir 'n krimineel? Ek wil juist die publiek altyd vra om uit te staan teen kriminaliteit. Die feit die land is vrot van die kriminele is omdat die goeie mense nie uitstaan teen hulle. Jy moet dit ding sê soos wat dit is. En hy is 'n superkrimineel en hy kan graag deurkom en sy kant kom stel, hier reg langs ons. Louis Liebenberg? Selle, ons het gewaarsku daaroor. Ek het hoeveel keer uitgereik. Ek moet bysê, ek reik altyd na die mense uit hoor. Ek en my mense. Dis nie net sommer van sê nie. Dis nie net sommer van optree of sake maak nie of toetree nie. Dis eers uitreik om te kyk of mense wil verander. Nou Louis is seker die grootste saak wat ons op tyd gespandeer het in jare om vir hom te kry, om reg te lewe, regbesigheid te doen en protokol te volg, hy het geweier. Die valke het dit ook geprobeer met hom, baie ander het geprobeer, hy het geweier en dis kom hy is waar hy is vandag. As jy sê geweier en hy geweier om saam te werk, geweier om sy kant van die saak te stel, selfs met Piet as jy sê geweier. Selle. Hy het geweier en hy het dit deurgedruk en hier is geld maar the root of all evil. En hy het op 'n punt gekom waar hy gedink het hy kan alles doen, maak en breek en gaan en sê en voel soos hy wil en daarmee wegkom. En hy het nie
verwag dat hy gearresteer gaan word. Hy het nie verwag dat die autoriteite in Suid-Afrika gaan ook voet neersit, en met ons projek het dit gebeur, en in daai laaste 6 maande wat ons daai baie projekte uitgestuur het die publiek begin sien, en die penny het gedrop, en die sake het ingekom. En sy vrou Desi? Probeer alles in ons vermoë om haar te kry om te draai. Sy sal ongelukkig teen hom moet getuig, as sy wil borg kry, en teen hom moet staan, maar Louis het 'n invloed op haar. Dit was amper kulties teen die einde. Hy het 'n beïnvloeding op mense gehad waar hulle hom letterlik hulle lewens op die spel sou plaas. Maar danksy weer eens die projek het ons die publiek gedraai en die wat saam met hom geloop het. So hulle steun hom. Iemand sê vir my daar's baie ander mense wat ons nog nie bewus is wat ook deel is van die Louis Liebenberg saak. Is dit waar? Ja, kyk, hierdie was die domino effek. Die oomblik toe Louis val, toe die ander begin val. En so mettertyd, toe hulle nou sien, hier gaan nie borg gegee word en hier gaan jy mee wegkom nie. Hierdie is 'n gedigte valkeenheid. En hulle het die leviete vir hom voorgelees, hulle klomp ander gearresteer, en hulle het borg gekry, maar die ander vlug, daar's twee groepe nou, die wat glad nie betrokke wil raak, en glad nie meer in enige manier wil eers genoem word, en die wat toegetree het. Dis die enigste twee groepe. En polisie en regeringskorrupsie, daarmee is jy ook baie besig. Is baie erg, dis waarin ons die laaste 6 weke, 8 weke tyd gespandeer het, en dit is astronomies. It's the tip of the iceberg, en dit is vir my 'n groot bekommernis dat daar op so 'n hoë level dat die regering en die hoogste generaals in hierdie land besig is met rampokkery en georganiseerde misdaad. Dit is hoe jy 'n land hijack. Dit is hoe jy beheer neem van enige en alle regstelsels in 'n land, is georganiseerde misdaad, want dan kan jy beheer. Onthou, georganiseerde misdaad bestaan uit muscle ook. So as iemand skeef trap, kan hy gaan, en ons sien dit mos. En hulle kan iemand in die tronk sit, of hulle kan 'n scapegoat situasie bewerkstellig. Maar beïnvloeding, intimidasie, groot besigheidsmanne, mense in posisie wat besluite kan neem, hoe dinge moet loop en gebeur, en wat mag gebeur, calling good, bad evil, and other way around as well. So hulle slaan die kitaar, die besluitnemers, saam met die polisie, kriptopolisie, en dan die bendebedrywighede. Praat ons nou van ons toppolitici? Ons praat van die toppolitici. Kyk, die president het geweet van al hierdie goed. Hy het nie toegetree en dit maak hom aandadig. Dis vir my die grootste probleem. Daar's geen manier dat al hierdie generaals en al hierdie hoë profiel polismanne nie geïdentifiseer is deur die regering nie. Daar's geen manier nie. En wat het hulle verhoed? Dis maar heel moontlik vrees en intimidasie. Kyk, onthou die ouens het lers op mekaar. So as jy iets oor my sê, dan trek ek jou af. Dan sê ek iets oor jou. So dis kom hier die hele ding toe generaal Nkwanazi dit genoem het. Moes daar onmiddellik opgetree gewees het, want almal het onmiddellik begin om hulle moves te maak. Mike, en die cyberscams, dit lyk vir my is net 'n ding wat al hoe meer en meer word. Dis die grootste in die wêreld, en is seker die grootste misdaad in Suid-Afrika ook. Van sextortion, extortion, extreme extortions. Jy weet, mense wat sommer enigiets oopmaak, betrokke by raak. Stuff that sounds too good to be true, that usually is sweetheart scams. Sweetheart scams. Dis verskriklik, man. Dit het ek nou die dag met iemand, sommer 3 vrouens wat vir my dit vertel het. Ja, eensame vrouens wat gaan liefde soek by al die verkeerde plekke, elektronies. Dis mos nou lekker, is afstand, pragtige man, goeie besigheidsman, en alles vals. Alles gesteelde identiteite, en nou met AI. Sit ons met 'n groter probleem in hierdie wêreld, en ons werk hard aan, en ek is seker baie in die wêreld, die groot en top entiteite, om behoorlik te identifiseer as iets deurkom, dat hy onmiddellik vir jou sê, AI. Ja. Want as jy sien mos, ek meen, al die presidente, daar word mee gegrap, dat jy kan lees daar enige AI situasie doen, ek kan jou kop wat 'n ander lyf opsit. Dit maak 'n mens bang, né? Ja, en dit is anything God creates for good for us, Satan will use for evil. Die boewe gebruik dit. So alles wat daar goed is om ons lewens beter te maak, die tegnologie, die boewe van vandag gryp daai goed en hulle gaan die mensdom klaarmaak met cybercrime. Maar wat gaan 'n mens doen? Wat se raad het jy vir ons gewone mense nou by die huis wat sit en kry goed op jou foon in, want ek is ook nie skieurig. Ja, ek hoor jou. Ek maak ook goedjies oop. Jy kan nie hierdie ding doen sonder jou verhouding met die Here nie.
So ek wil dit nou al sê, dit is die geval en ek sê dit aan die publiek en ek sê dit altyd. Jy moet jou verhouding met die Here reg hê, dan jy 'n bietjie brille op. Klaar. Jy moet dink voor jy by iets betrokke raak. Jy moet 'n deeglike identifikasie, evaluasie, risiko-analisering, platform, profiel, finansiële, forensiese, track and trace, cybercrime ondersoek doen. Jy kan nie meer net iets gaan koop nie, of iets by betrokke raak nie op 'n dating site nie, nêrens nie, voor jy nie daai ondersoeke doen nie. Maar ek praat nou ook van verskillende goed. Ek het nou die dag uit 'n bank my gebel. En dit is, ek kan nie vir jou nie sê nie, Mike, en ek dink nie ek is te dom nie. Maar alles het presies reg geklank. Ja, maar tog het jy nie betrokke geraak nie, is ek reg? Ja, maar ek het amper, Ja. want hulle het al my goed vir my gegee en gesê. ja. Ek sit so as my ma nog lewe, julle wat bietjie ouer ook is, moenie goed as jy iets kry oopmaak en goed nie, nê? Oorhaastigheid is die grootste probleem. Ja. Jy het 'n bietjie gedruk en dis wat ek vir almal daar buite wil sê. As 'n bank jou bel, as SARS jou bel, as die polisie jou bel, jy moet dit opcheck. Jy moet sê, right, ek hoor julle, ek kom terug na julle toe, e-pos vir my alles. Dan bel jy jou bankbestuurder, dan bel jy 'n stasiekommissaris, jy bel 'n polisieman wat jy ken. Worst case scenario, jy stuur vir ons 'n e-pos, vra ons. Maar dit is hoe erg dit is, presies soos wat jy dit daar sê. En die mense val daarvoor. Hierdie extreme extortions by SAPS impersonators en SAPS corrupt cops is seker van die grootste in ons land. Want as jy een sexual site oopmaak, net een, gaan daai inligting na 'n pimp toe. En daai pimp is betrokke by muscle en dit is gewoonlik ex-polismanne of polismanne in 'n stasie. Dis hoe korrup dit is. En hier kom die ander shocker. Die grootste sextortion gangs is in die tronke. Want onthou daar is daai ouetjie in 'n klein selletjie. Al waarmee hy misdaad kan pleeg is elektronika. Hulle gebruik dit. So al wat ons van vir die mense by die huis vir ons almal sê is mense moet maar net uitkyk wees en versigtig wees. Maar kom ons nou moet ons eers so lekker goed gesels. Want ek is nou so op my sene wees. Kom ons gesels eers so lekker. Wees positively paranoid is a good thing. Ja. Valskermbataljon verhale. Dit is 'n boek wat jy saamgestel het. Ek weet nie waar jy tyd gekry het daarvoor nie, maar kortliks vertel vir ons waaroor gaan die boek, want jy was self 'n deel van die Valskermbataljon, né? Ja, Liep is die ou wat die initieerder was, Liep Liebenberg. Liep het daai tyd, Liep is 'n ou wat 'n go-getter is. Hy wil altyd nuwe goed en meer goed doen en hy het op hierdie ding gekonsentreer. Ouens het begin stories instuur, kort verhale. So dit is wat die boek uniek maak, is kort verhale. Van mense wat nou in die bataljon was. Wat net daar is net spring gekwalifiseerdes in. So as 'n ou gekwalifiseerd is, PT kursus gedoen en hy's opgelei as 'n valskermsoldaat en hy het sy spronge gedoen, hulle is daarin. En dan kom boek 2 en 3. Ja. So Liep het die stories begin inkry, op 'n stadium met die dinge begin stadig gaan. Ek is hoof-admin saam met hom op die groepe. Hy het vir my gevra, jy's mos in die entertainment wêreld, Mike, kyk bietjie wie ken jy? En toe het ek 'n paar goed gevra en toe kom ons by Johan Kutse uit, wat ook 'n valskermsoldaat is van Naledi en hy het betrokke geraak. 'n Briljante span saamgestel. Fenomenaal. Hulle kry almal die eer hierso en dit is 'n spanpoging. Ja, want dit is ongelooflike stories. Wat ek byvoorbeeld nie besef het nie, dit was 1960 dat daar 15 soldate gekeer is in Suid-Afrika om 61 verkeerd is om Engeland toe te gaan. En toe hulle terugkom in 1961, toe's die Valskermbataljon in Bloemfontein gestig. Ja. En die persoon wat een van daai eerste mense, die 15 wat oor was, sy storie is ook in hierdie boek. Ja. En daar's baie snaakse stories ook, né? Ja, jy sien ons het vir die mense gesê, vir die parabats, skryf dit soos dit is. So obviously het ons hier en daar, jy weet, is dit nie dat dit nie te kras of te lelik oorkom nie, dat dit gemaklik is op die oog en die oor. Maar ja, die stories is van hartseer tot lagwekkend. Ja. Ag, ek kan nog ure met jou gesels. Baie dankie dat jy kon kuier het, maar ek kan sterkte met alles. Ek wil een ding sê, daai boek is vir ondersteuning vir die parabats wat oud is. Daar's baie ou parabats wat sukkel. Die Parabat in Need Fund, elke boek wat verkoop word, gaan R50 van ons en van Naledi af in die Parabat in Need Fund. Wonderlik. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie. Waardeer. Baie dankie.